is maklik om te bly, wanneer alles goed gaan. Het is maklik om loyaal te wees, wanneer jy verstaan. Wanneer jy saamstem, wanneer dit jou pas. Maar ware loyaliteit word nie op goeie dae gebou nie. Dit word gebou wanneer jy kon wegstap, maar besluit het om te bly. 'n Huwelik hou nie omdat twee mense nooit sukkel nie. Dit hou omdat hulle beloof het, ek is hier om te bly. 'n Familie bly sterk nie omdat almal perfek is nie, maar omdat hulle mekaar nie los nie. En dieselfde vraag staan voor elkeen van ons. Sal jy God volg, net wanneer dit maklik is? Of sal jy sê, ek is hier om te bly? Want selfs wanneer ons ontrou is, bly hy getrou. Hy het nooit sy verbond met ons verbreek nie. Die vraag hierdie maand is nie of God getrou is nie. Die vraag is, sal jy bly? Hier om te bly. Daar is 'n Joodse spreekwoord wat sê, wanneer 'n pa sy kind se hand los, hou God sy hand stywer vas. Ons leef in 'n wêreld wat ek hier nie hoef te verduidelik van hoeveel probleme daar is nie. Ons het oorloë, ons hoor gereeld van ons ekonomiese probleme, petrolpryse wat opgaan, misdaad en geweld, die groot abortusprobleem. Maar min mense praat van een van die grootste krisisse van ons tyd. En dit is die afwesigheid van vaders. Kenners sê dat miljoene kinders wêreldwyd groot word sonder die daaglikse teenwoordigheid van hulle biologiese pa. In Suid-Afrika is die probleem ook besonders ernstig. Baie kinders ken nooit hulle pa nie, en ander het pa's wat fisies by die huis is, maar emosioneel afwesig is. Hulle voorsien dalk finansiëel, maar hulle is nie beskikbaar nie. Nie vir gesprekke nie, nie vir leiding nie, en ook nie vir liefde nie. Iemand het eendag gesê, kinders luister nie altyd na hulle pa's nie, maar hulle hou altyd hulle pa's dop. Die gevolg is, dat daar baie mense is wat groot word, en ek seker hier's mense by ons vanoggend wat voel, is ek ooit goed genoeg? Hoekom het my pa my gelos? Hoekom was ek nooit belangrik genoeg nie? Kan ek ooit iemand vertrou? En die hartseer is, dat baie mense die beeld van hulle aardse pa op God projekteer. As 'n pa afwesig is, dan dink hulle God is ook 'n afwesige God. As 'n pa sy beloftes gebreek het, dan glo hulle God gaan hulle ook teleurstel. As 'n pa hard en ongenaakbaar was, dan dink hulle God staan gereed om hulle te straf. Maar die Bybel teken vir ons 'n heeltemal 'n ander prentjie van wie die Vader is. Die Bybel teken 'n vader wat nie moeg word vir sy kinders nie. 'n Vader wat nie moed opgee nie. 'n Vader wat nie verdwyn as dinge moeilik raak nie. 'n Vader wat nie sy kinders los wanneer hulle struikel nie. En in ons teksvers 2 Timoteus 2, en ek gaan van vers 11 tot 13 lees, sê Paulus vir Timoteus, dit is 'n betroubare woord. Want as ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons verdra, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Wat 'n ongelooflike waarheid. God se getrouheid hang nie af van ons prestasie nie. Hy is getrou omdat dit is wie hy is. Hy is getrou omdat dit sy natuur is. Hy kan eenvoudig nie anders wees nie. Soos wat 'n vuur warm is en water nat is, net soos wat die son lig gee, so is God
getrou. Dis wie hy is. En daarom pas hierdie teks perfek by ons maandtema, hier om te bly. God sê nie, ek is hier totdat jy my teleurstel nie. Hy sê, ek is hier om te bly. Ek wil vanoggend saam met u kyk na 5 redes hoekom ons hemelse Vader die enigste Vader is wat ons nooit sal teleurstel nie. En die eerste punt is, God se liefde word nie verdien nie, dit word ontvang. Een van die grootste leuns waarmee die wêreld leef is, as ek beter doen, sal God my meer lief hê. As ek nader aan God beweeg, sal hy my meer lief hê. Jy sien, ons word groot met prestasie. Op skool kry jy punte. En dit sit jou in 'n sekere kategorie. Hoërgraad of standaardgraad wiskunde. In my jaar het ons tot laergraad gehad. By die werk kry jy bonusse, gebaseer op hoe goed jy is. In sport kry jy medaljes, of die karikap, soos wat die Leeu's weer hierdie jaar gaan wen. En, wat lag die mense? En baie mense dink, dis ook hoe God werk. Maar dis nie waar nie. God se liefde is nie 'n salaris nie. Dis 'n geskenk. So, ek vat hier na Matteus 3 vers 16 en 17. Dit sê, nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom, en daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Nou let mooi op hierdie gedeelte. Hierdie gebeurtenis vind plaas, voordat Jesus water in wyn verander. Voordat Jesus die bergpredikasie lewer. Voordat Lazarus opgewek is. Voordat hy aan die kruis sterf. Voordat hy uit die dood uit opgestaan het. Nog voordat Jesus enigiets doen, verklaar die Vader, dit is my geliefde seun. Hoekom? Omdat liefde nie verdien word nie. Omdat liefde nie afhanklik is van prestasie nie. Dit vloei uit die Vader se hart. En so werk God vandag nog. Dis nie, jy moet eers verander, dan sal ek jou lief hê nie. Dit is, ek het jou lief, daarom help ek jou verander. Die bekende Amerikaanse prediker Tony Campolo vertel van 'n seentjie wat in 'n skool atletiekbyeenkoms deelneem. Elke keer as ek sulke goed hoor, dan lag ek vir my neefie. Hy skakel gelukkig nie in nie, so ek kan vir hom praat. Wat geforseer was om atletiek te doen omdat hy stout was, toe sit hulle hom in die 1500 meter. Hy het dit as 'n grap gesien en toe hy so in die tweede ronde omkom, toe skree hy kliphard vir sy pa op die paviljoen, "Pa, ek's laaste." Maar toe val daar 'n ouetjie voor hom en toe hy daar omdraf, toe skree hy met 'n smile, "Pa, ek's tweede laaste." So het hierdie ouetjie gehardloop en hy het geval en almal het al klaar die resies gemaak en iets anders gebeur. Sy pa staan uit die paviljoen uit op, loop na hom toe, help hom op en stap met hom bo oor die wenstreep. En iemand kom by die pa en sê, weet jy, hy wil nou nie snaaks wees nie, maar dis nie 'n manier om jou kind te leer om op sy eie te wen nie. En hy antwoord die pa en hy sê, hy hoef nie te leer om op sy eie te wen nie. Hy moet net leer dat hy nooit op sy eie hoef te verloor nie. Jesaja 40 vers 11 sê, hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en in sy boesem dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Jy sien, God dryf nie sy kinders weg nie. Hy dra hulle. Hy slaan nie die gebrokenes nie, hy trek hulle nader. Hy tel hulle op. Die bekende Charles Spurgeon het gesê, God is te goed om onvriendelik te wees en te wys om 'n fout te maak. Wanneer ons nie sy hand kan naspeur nie, kan ons steeds sy hart vertrou. Wanneer ons nie God se hand kan sien nie, kan ons steeds sy hart vertrou. Dit is die boodskap van die evangelie. Ons dien nie 'n Vader wat wag dat jy perfek is nie. Ons dien 'n Vader wat sy kinders liefhet.
wat hulle optel en wat hulle leer om weer te loop. Tweede punt is, God bly wanneer almal anders weggaan. Een van die diepste wonde wat mens kan kry in die lewe, is verwerping. Is as iemand jou verwerp. Dit is nie altyd die woorde wat gesê word nie, maar baie keer is dit die stilte wat verwerping gee. Dis daai ouer wat gesê het, hulle sal Saterdag by jou rugbywedstryd wees, maar nie opgedaag het nie. Dis daai verjaarsdag, waar 'n sekere persoon sou opdaag, maar die stoel het leeg gebly. Dis daai oproep wat jy verwag het, wat nooit gekom het nie. Dis die boodskap wat jy gestuur het, wat nooit geantwoord is nie. Vir baie mense is die grootste pyn nie wat mense doen nie, maar wat hulle nie doen nie. Hulle is eenvoudig net nie daar nie. En dan wanneer hierdie mense by God in geloof kom, dan vra hulle die vraag, maar gaan God ook eendag weg? Gaan hy my ook verlaat? Die antwoord wat die Bybel gee, is nee. Hebreërs 13 vers 5 en 6 sê, want hy self het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Hier is een van die mooiste beloftes in die Bybel. God sê nie, ek gaan hard probeer om by jou te bly nie. Hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dit is 'n verbond. Dit is 'n verbondsbelofte. God verbind homself aan sy kinders. Hy maak nie 'n kontrak wat gekanselleer kan word by either party nie. Hy sluit 'n verbond wat uit sy karakter uitvloei met jou. God is anders as mense. Mense verander, mense raak teleurgestel. Mense word moeg, mense maak beloftes wat hulle nie kan hou nie, maar God se karakter verander nooit nie. In Maleagi 3 vers 6 staan, want ek, die Here, het nie verander nie. En julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie. Jy sien, as daar een volk was wat wêreldgesproke geëlimineer kon word, was dit nou die Jode en die Israeliete. Hulle het God se hand gesien, hulle het gesien hoe hy voorsien, hulle het gesien hoe hy wonderwerke doen, hulle het gesien hoe hy hulle verlos, en keer na keer het hulle hom teleurgestel. Erg teleurgestel. Afgode gemaak, onderling met ander nasies gemeng, hulle gode aanbid en God een kant toe geskuif. Gaan lees gerus hoeveel konings was goed in die oë van die Here en hoeveel was nie. Maar God vernietig hulle nie. Nie omdat hulle gehoorsaam was nie. Nie omdat hulle nooit geval het nie, maar omdat God nooit verander nie. Sien, ons redding rus nie op die sterkte van ons gehoorsaamheid nie, maar op die standvastigheid van God se karakter. God se karakter is ons redding. Gedurende die 1800s het 'n skipper vertel hoe hy in 'n geweldige storm op see beland het. Die wind het gewaai en die golwe kap en het gebreek en hulle kon geen land sien nie. En toe vra hy vir die stuurman, kan jy enigiets sien? En die stuurman antwoord, net een lig. En die kaptein vra, beweeg hierdie lig? En hy sê, nee, die lig staan vas. En toe sê die kaptein, dan is ons veilig. Want daardie lig is 'n vuurtoring. Die skip het geslinger, die see het beweeg, die wind het gewoed, maar die vuurtoring staan vas. Jy sien, God is ons vuurtoring. Alles rondom jou kan beweeg en dit doen. By die werk kan dinge rof raak. In jou gesondheid, in ons verhoudings, in die ekonomie, maar God bly dieselfde. Hy verander nie. Hy is die vaste rots waarop ons gaan anker. Dawid sê in Psalm 27 vers 10, want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Ek meen, die naaste natuurlikste mense aan jou is jou pa en ma,
is jou vader en jou moeder. En selfs as hulle jou verlaat, sê die Here sal hy jou aanneem. Die Hebreëse woord hier vir aanneem, gaan nie net om iemand in te neem in jou gesin nie. Dit beteken om iemand in jou arms op te vat, te druk en as jou eie te ontvang. Dis wat God met jou doen. A.W. Tozer het geskryf, wat in ons gedagtes opkom wanneer ons aan God dink, is die belangrikste ding van ons. Wat dink jy vandag as jy aan God dink? As jy eerlik met jouself is, sien jy 'n goeie vader? Sien jy iemand wat jou verlaat het? Sien jy iemand waaraan jy kan vertrou? Of sien jy iemand wat moeilik is om te glo? Sien, die derde punt is, God bly getrou, selfs wanneer ons struikel. Ons teksvers sê mos, as ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Jy sien, Paulus sê nie, as ons altyd sterk is, nie. Hy sê nie, as ons nooit sal twyfel nie. As ons nooit gaan sondig nie. Maar hy sê, as ons ontrou is. Met ander woorde, God weet reeds vooraf dat ons gaan val. Hy weet dat daar dae gaan wees wanneer ons geloof swak gaan wees. Hy weet dat daar tye gaan wees wanneer ons vra het en wanneer ons twyfel. Hy weet dat daar gaan oomblikke wees wanneer ons moed verloor. Lukas 22 vers 61 tot 62 sê, en die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk, en Petrus het die woord van die Here onthou wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Hierdie deel het ek al gesê is vir my soos die grootste Hollywood oomblik in die Bybel. Hierdie is so treffend. Want ure voor dit het Jesus vir hulle gesê wat met hom gaan gebeur en hy het gesê, julle almal gaan my verlaat. En Petrus het opgestaan en sê, nee, ek nie. Hulle gaan jou verlaat, ek kan nogal dink dat hulle gaan, maar nie ek nie. Ek staan vas. Tot die dood toe sal ek u volg. 'n Paar ure later vra so klein diensknegt meisie vir hom, was jy nie deel van daai man wat hulle nou verhoor nie? En hy ontken dit 3 keer, want hy's bang. En in daai oomblik van die 3de keer, tref sy en Jesus se blik mekaar. Kan jy dink hoe dis moes voel? En daai oomblik word hy herinner aan Jesus se woorde wat sê, voor die haan kraai sal jy my 3 keer verloon. En hy het bitterlik geween. Maar wat doen Jesus? Jesus breek nie sy belofte aan Petrus nie, ten spyte van Petrus se ontrouheid. Ons lees dat nadat Jesus opgestaan het, gaan soek hy Petrus uit om hom te herstel. Johannes 21 vers 15, toe hulle dan klaar was met die môreete, sê Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Jesus sê nie, Petrus, ek is klaar met jou nie. Jy het my diep teleurgestel. Nee, herstel hom. Hy vertrou hom. Hy gee hom sy bediening terug. En 'n sterker bediening. En dit is hoe ons Vader werk. Hy definieer jou nie deur jou grootste mislukking nie. Luister, die wêreld definieer jou op jou foute. Die wêreld kyk na jou om te sê, daar het jy droog gemaak. Dis die grootste ding wat jy verkeerd gedoen het, so dis wie jy is. Dit is die vlak waarin ons jou gaan oordeel, en dit maak seer. Dit lei tot verwerping. God doen dit nie. Hy sê nie, Petrus, daai is jou slegste oomblik, die is wie jy is. Nee, hy sê, jy is vir my lief, ek is vir jou lief, en jy gaan my lammers laat wei. Dis wat God doen. Jeremia word geroep in die Ou Testament na die pottebakker se huis toe om iets te leer. In Jeremia 18 vers 3 staan daar, toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker en kyk, hy was besig om werk te maak op die skuwe. En die voorwerp wat hy besig was om van klei te maak, het in die hand van die pottebakker misluk. Toe het hy daar weer 'n ander voorwerp van gemaak.
soos dit reg was in die oë van die pottebakker om te maak. Die pottebakker gooi nie die klei weg omdat dit misluk het nie. Hy vorm dit weer. Dis een van die mooiste beelde van God in die Ou Testament. Ons Vader is nie iemand wat sy kinders weggooi nie. Hy is geduldig genoeg om hulle weer te vorm. Die vierde punt is, God vorm eerder as wat hy veroordeel. Jy sien, daar is 'n groot verskil tussen veroordeling en dissipline. Veroordeling sê, jy sal nooit genoeg wees nie. Dissipline sê, ek sien nog meer in jou en ek gaan jou help om te groei. Baie mense leef met 'n stem van veroordeling in hulle kop. Want jy het dit gehoor toe jy groot geword het. Jy is 'n mislukking. Jy gaan nooit verander nie. Jy is net soos jou pa. Jy is net soos jou ma. Jy is nie werd om liefgehet te word nie. En ek wil vir jou prontuit vandag sê, daardie stem kom nie van God af nie. Dis nie iets wat God oor jou uitspreek nie. Dis boos. Die Vader se stem is anders. Hy spreek net die waarheid. Hy wys sonde uit, maar hy doen dit om te genees, nie om te vernietig nie. Of jy 'n langerige stukkie lees uit Hebreërs 12 uit vanaf vers 5. En hier waar staan seuns, kan jy gerus dogters ook bysit. En julle het die vermaaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet. En hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, waaraan almal deel gekry het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as tugmeters gehad, en ons het hulle ontsien. Sal ons dan nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik geen saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Sien, dink aan hoe 'n liefdevolle en mag ek by sê geduldige pa 'n kind leer fietsry. Dis baie cute, maar dit kan baie frustrerend wees. As daai kleintjie daai helmet op het en daai elmboog beskerm en die knie en ons gaan nou vir sussie leer fietsry. En dan staan pappa daar met die saal en dit is, het jy my? Ja, ek het jou, ek het hom. Ek hou vas. En dan hou die pa vas en dan hol hy eers 'n bietjie saam, terwyl sy trap en dan gat sy. En net as jy bly raak, 'n goeie pa sê nie, ag nee, jy gaan nooit leer fietsry nie. Nee, 'n goeie pa gaan stof haar af en sê, kom ons probeer weer. En dit is hoe God met ons werk. Hy laat ons groei. Hy leer ons. Hy gebruik selfs jou mislukkings om jou karakter te vorm. Dink aan Josef. Josef is verraai deur sy broers. Josef is vals beskuldig. Hy's vergeet in die tronk. Jy sien, as Josef net so na sy omstandighede kon kyk, kon hy verseker sê, God het my vergeet. Jy sien, baie keer wil ons na ons omstandighede kyk en sê, God het my vergeet. God het my verlaat. Maar ons lewensboek is in die middel en nie aan die einde van die boek nie. Jare later sien Josef 'n groter prentjie. Aan die einde van Genesis 50 vers 20, praat hy met sy broers en hy sê, julle het kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Josef sê nie dat die kwaad wat hom oorgekom het goed was nie. Hy sê net dat God so groot is, dat hy selfs die kwaad kan gebruik om goed voor te bring. Is dit nie dikwels hoe ons Vader werk nie?
jy gaan nie altyd God se hand verstaan in jou lewe nie. Dit gaan nie alles altyd sin maak nie. Maar later sal jy God se hart sien. Toe Michelangelo die beroemde Dawid beeld voltooi het, is hy deur iemand so sarkasties gevra, hoe het jy geweet Dawid is in hierdie groot blok marmer? En sy antwoord was, maklik, ek het net alles weggekap wat nie Dawid is nie. En dis presies wat God doen. Jy sien, God sien wie jy is. Hy sien wie jou geskape het. Hy sien wat jy gemaak is om te wees. Hy sien die beste weergawe van jou. Hy sien jou toekomstige karakter. Hy sien jou geloof. Hy sien jou sagmoedigheid. Hy sien jou leierskap. Hy sien jou oorwinning. En daarom werk hy geduldig. Elke teleurstelling kap hy weg. Elke beproewing kap hy weg. Elke wagtyd, elke moeilike gesprek, dit word als deel van sy bytel. Jy sien, God breek jou nie af nie. Hy vorm jou om jou vry te maak. Een van baie mense se gunsteling verse in die Bybel is Romeine 8 vers 28. Romans 8:8. En die ou vertaling sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Die Nuwe Testament die nuwe vertaling sê wat sy gebooie gehoorsaam. Paulus sê nie alles is altyd goed nie. Hy sê God kan alles ten goeie laat meewerk. Selfs jou grootste pyn. Selfs jou grootste teleurstelling. Selfs jou grootste verlies kan goed word wanneer dit in God se hande is. 5de punt is, God is werklik hier om te bly. Ons maandtema is hier om te bly. Dis nie net 'n mooi tema nie, dis die hele storie van die Bybel. As jy die Bybel van voor tot agter lees, dan ontdek jy een groot tema. God wil by sy mense wees. In Genesis lees ons Genesis 3 vers 8, en hulle het die stem van die Here gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. God besoek nie net die tuin nie, hy kom kuier nie net by sy mense nie, hy wandel daar. Dit beteken dat sy oorspronklike plan is om by die mense te wees, om naby verhoudinge met mense te hê, om gemeenskap te hê, om teenwoordigheid te hê. En selfs as Adam en Eva sondig, dan gebeur daar iets tragies, hulle hardloop weg. Ons doen dit ook. Maar wie kom soek hulle? God self. Hy roep en hy sê, waar is jy? Dis nie omdat hy nie geweet het waar Adam is nie, maar omdat sy vaderhart reeds uitreik na sy verlore kinders. Toe Jesus gebore word, sê die engel, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Nie God bo ons nie, nie God ver van ons af nie, nie God teen ons nie, God met ons. Jesus is die antwoord van God op 'n vaderlose wêreld. Want hy kom wys vir ons hoe 'n vader moet lyk. In Johannes 14 vers 9 sê hy wat my gesien het, het die Vader gesien. As jy wil weet hoe die Vader lyk, kyk na Jesus. Kyk wat doen Jesus. Hy raak melaatses aan. Hy huil by grafte. Hy eet saam met sondaars. Hy ontvang kinders. Hy dien en bedien. Hy offer homself. Sien, die Bybel begin met God wat by ons wil wees en by ons wandel, en dit eindig wanneer ons permanent in sy teenwoordigheid gaan wees. En dit is iets waarna ek en jy kan uitsien. Openbaring 21 vers 3, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween, en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Dit is die hart van ons Vader. 'n
klein dogtertjie was bang vir die donderweer en haar pa sê vir haar, moenie bang wees nie, God is met ons. En sy antwoord, ek weet God is met my, maar ek wil iemand hê met 'n vel aan. Weet jy wat? God het iemand gestuur met 'n vel aan om by ons te wees. Hy het Jesus gestuur, wat mens geword het. God het nie net vir ons 'n boodskap gestuur nie, die Bybel het nie die hemel uitgeval nie, hy het homself gestuur en hy het tussen ons kom woon, sodat hy ons pyn kon voel, ons trane kon huil, ons versoekings kon beleef, ons dood kon sterf, sodat ons nooit alleen hoef te wees nie. Daar is niks wat jy deurgaan, of kan deurgaan, of gaan deurgaan, wat Jesus nog nie beleef het nie. En hy het dit alles kom oorwin. Tot die dood. Die wonderlike nuus is dat God nie probeer om 'n beter weergawe van jou pa te wees nie. Hy is die volmaakte Vader. Hy is die Vader waarna elke goeie pa behoort te wys. En wanneer aardse vaders tekortskiet, verander dit nooit wie God is nie. Dit beklemtoon net hoe nodig ons hom het. Paulus herinner ons, as ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. God is nie getrou omdat ons dit verdien nie. Hy is getrou omdat hy homself nie verloon nie. Dit is sy karakter. Lees die storie van wat ons sal kan ken en vereenselwig mee van 'n pa en 'n jong seentjie wat deur die berge van Amerika gestap het en die seentjie gly so bietjie en hy val en hy skree ag. En 'n paar sekondes daarna hoor hy ag. En hy raak kwaad en hy skree, wie is jy? En 'n paar sekondes later hoor hy, wie is jy? En hy sê, jy is laf. En hy hoor, jy is laf. En verward kyk hy na sy pa en sy pa glimlag en roep hard, ek bewonder jou. En die berge skree, ek bewonder jou. En toe roep hy, jy is wonderlik. En die ego skree, jy is wonderlik. En die seentjie verstaan net mooi niks nie. En sy pa verduidelik vir hom, seun, mense noem dit 'n ego. Maar dit is hoe die lewe is. Die wêreld gee terug wat jy daarin uitstuur. En toe sê sy pa iets wat die seun nie vergeet het nie. Maar God werk andersom. By God ontvang jy nie wat jy verdien nie. Jy ontvang wat Christus vir jou verdien het. Want as jy moet skree in jou lewe, ek verdien oordeel, dan ego dit, jy ontvang genade. As jy skree, ek verdien afstand, dan skree die woord, jy ontvang my aanneming. As ons skree, ek verdien straf, dan skree God, jy verdien my liefde. Ek sluit af. Daar is 5 waarhede wat ons vandag ondersoek het, wat ons moet onthou. God se liefde word nie verdien nie. God bly wanneer ander weggaan. God bly getrou wanneer ons struikel. God vorm eerder as wat hy veroordeel. God is werklik hier om te bly. Jy sien, hy sê, ek wil by my kinders wees. Op 'n stadium het Jesus dit goed gevind om die Vader aan mense te verduidelik met 'n voorbeeld. En hierdie voorbeeld wat hy gegee het, was 'n storie, nie 'n les nie. Ons ken die storie goed, die storie van die verlore seun. En ons fokus op die verkeerde karakter, want dit gaan eintlik oor die goeie Vader. Ja, daar is 'n verlore seun waarna ons onsself vereenselwig en daar is 'n jaloerse broer waarvan daar een in elke familie is. En as jy nie weet wie dit is nie, is dit seker jy. Maar daar's ook 'n goeie Vader. En wanneer hierdie seun terugkom, dan breek die vader elke tradisie en hy hardloop na sy seun toe. Onthou, hulle mag nie gehardloop het nie. Want as 'n man,
Hy moes sy knieë toemaak, anderste het hy gelyk soos iemand wat hy nie mag lyk nie. Dis ook by the way hoekom ek nie hardloop nie. Ek is 'n gerespekteerde man en ek wil nie my knieë wys vir die mense nie. En hierdie liefde hardloop agter daai kind aan en hy omhels hom en hy soen hom en hy gee vir hom 'n ring en hy berei 'n feesmaal vir hom voor en hy gee vir hom nuwe klere. Dis nie 'n pa wat sê, "Waar kom jy nou vandaan nie?" Dis nie 'n pa wat so staan en sê, "Toe, sê my, wat is jou verskoning? Wat nou?" Dis nie wat hy doen nie. Nee, hy omhels. Hy vergewe. Hy gee liefde. Ons mense wat vra, hoe weet ek God het my lief? Ek hoor als wat jy sê, maar hoe weet ek dat God my lief het? Dan wil ek jou verwys na Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jy kon nie hierdie kies nie, jy het dit ook nie verdien nie, maar God het jou lief. Hy sê dat ek het jou so lief, dat ek my seun gestuur het om vir jou te sterf, sodat jy die ewige lewe kan hê. En elke keer as jy alleen voel, of jy voel verwerp, of jy voel jy het nie liefde nie, herinner jouself om te kyk na die kruis. Miskien sit daar mense hier wat vandag nie 'n liefdevolle pa gehad het nie. Miskien was jou pa afwesig. Miskien was jou pa gewelddadig. Miskien was jou pa verslaaf. Miskien al wat jy kan onthou is die kritiek, eerder as die aanmoediging. Miskien het jy jouself beloof, ek sal nooit so wees nie, en ek sal nooit mense vertrou nie. Mag ek vandag met groot respek vir jou sê, moenie jou aardse pa gebruik om jou hemelse Vader te definieer nie. Gebruik eerder jou hemelse Vader om te ontdek hoe 'n pa veronderstel is om te wees. Want hy is geduldig, hy is sagmoedig, hy is genadig, hy is heilig, hy is regverdig, hy is liefde. En hy sê vandag vir jou, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Miskien is jy soos die verlore seun. Miskien het jy so 'n bietjie weggedwaal. Jy dink dalk God is kwaad vir jou. Jy dink dalk hy staan daar met sy gevoude arms en wag vir jou. Maar nee, hy staan nie met gevoude arms nie. Hy wag met oop arms. Hy staan nie gereed om jou te veroordeel nie. Hy staan gereed om jou te ontvang. Hy is die Vader wat hier is om te bly. Die Britse predikant G. Campbell Morgan skryf, die liefde van God is nie bloot iets wat hy doen nie, dit is wie hy is. En daarom sal sy liefde nooit ophou nie, want hy kan homself nie verloon nie. Gemeente, ek gaan vra dat ons saam staan, en dan gaan ek vir ons 'n gebed voorhou, wat ek graag wil hê, u in die harte saam moet bid. As jy aangeraak is deur die woord, of die Heilige Gees het iets vir jou beteken of kom deurbreek, staan net en bid hierdie saam, sodat jy daai vryheid kan beleef van God se liefde. Kom ons staan saam en sluit ek vir ons af. Hemelse Vader, dankie dat u nie soos mense is nie. Dankie dat u nie verander wanneer ek verander nie. Dankie dat u nie wegstap wanneer ek struikel nie. Dankie dat u nie ophou lief hê wanneer ek misluk nie. Dankie dat u my gekies het voordat ek u gekies het. Dankie vir Jesus Christus, wat gekom het om vir my te wys hoe hy werklik is. Here, ek dra diep wonde. Kom genees vandag daardie wonde. Vervang my verwerping met aanneming.
Vervang my vrees met vertroue. Vervang my skaamte met genade. Help my om U nie te sien deur die lens van my aardse ervaring nie, maar deur die openbaring van Jesus Christus. Maak ons vaders, oupas, mentors en geestelike leiers wat U Vaderhart weerspieël. Mag ons kinders, ons gesinne en hierdie gemeente altyd sê, hier is mense wat bly. En wanneer die storms van die lewe kom, help ons om vas te hou aan hierdie waarheid. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie, ek kan nie sit plek in.